Kijk eens je pan. Hallo meneer Van Maak, kom binnen. Die agent het my gestuur om die check te kom haal, mevrou. Check? Wat 'n check? Blijkbaar het die man nog nie die huurgeld betaal nie. Hy het seker net vergeet. Meneer Van Maak, is jy seker ek nog nie betaal? Ja, mevrou. Ja, kom sit, ek kry net gou 'n pen. Hoeveel is dit? Dit is R572, mevrou. Moet ek die check kruis? Asseblief. Ek het sommer die kwitansie gebring. Baie dankie. Ek is jammer, my man het seker vergeet. Dis geen probleem nie. As ons julle weer kan help met verblyf, enige tyd. Dankie. Totsiens. Totsiens. Wat is dit? Het jy dan nie die woonstel betaal nie? Wat bedoel jy? Natuurlijk het ek dit betaal. Nou, waar is die kwitansie? Ek het dit iewers. Ek sal moet gaan soek. Hardes, is ons alweer besig met dieselfde speletjie. Beskuldig jy my miskien? Ja, Hardes, ek beskuldig jou. Wel, ek gaan nou daardie kwitansie soek en jy gaan jou woorde soek. Nou kry hom dan. Dit is in my broek se sak. Jy het dit seker uitgehaal toe jy die goed laat was het. Nee, Hardes. Hy was nie daar nie. Wat het jy met die geld gemaak wat ons vir die vakansie geberg het? Toe, sê vir my. Vandat ons hier aangekom het, betaal ek vir alles. Vir die kos, vir die petrol, vir Olien se speelgoed. Wat het jy met ons geld gemaak? Ek is siek en sat om na jou verwyte te luister. Vandat ons getroud is jy ontevrede met alles. Alles wat ek doen is verkeerd. Dis nie waar nie, dis nie waar nie. Ek probeer regtig hard, maar jy bring nie jou kant nie. Hoeveel keer was ons nie al in die moeilikheid oor rekenings wat nie betaal word nie? Oor skuld wat jy maak sonder om vir my te sê. Toe Paul stop jou in, man. Vir wat is jy so bekommerd? My pa stop my nie in nie. Hy help net omdat hy kan sien dinge loop skeef tussen ons. Dan wat moet ek nou doen? Toe sê my. Ek verdien net wat ek verdien en as dit nie genoeg is vir jou. Hardes, ons kan uitkom op jou salaris as jy dit net nie uitmors nie. Maar jy dink nie daar anders dinge betaal moet word nie. Ekskuus tog, Hardes. Ek weet ek klink soos 'n viswyf, maar asseblief, ons moet praat. Dis al jou 4de werk vandat ons getroud is. Dis omdat ek doen wat ek nie wil doen. Ek was my hele lewe lank 'n gemotiveerde mens. En toe moes ek staan. Wat verwag jy, man? Ek moes ook staak. Of het jy dalk vergeet? In elk geval, terwyl ons nou daaroor praat. Ek het verlede week bedank by Sanders. Ek is geen winkelbestuurder. En nou? Wat gaan jy nou maak? Ek het Latyn pos gekry by die hoërskool. Ek gaan skool hou. Jou salaris. Hardes, wat gaan jy verdien? Jy's nie 'n gekwalifiseerde onderwyser nie. Geld. As dit alwaar jy kan dink, beteken dit vir jou niks dat ek ook graag gelukkig wil wees in wat ek doen. Tuurlik. Ek gaan by Unisa inskryf vir 'n onderwysdiploma. Hardes, is jy regtig seker is wat jy wil doen? Nee, dis nie regtig wat ek wil doen. Maar is so naas wat ek daaraan kan kom. Hallo? Hallo ma, dis Jeannie, is pa daar? Hallo Jeannie. Nee, hy is nog by 'n vergadering. Hoe gaan dit daar? Ag ma, ek het 'n fout gemaak in my chequeboek en nou is my rekening oortrek. Kan ma asseblief vir pa vra om vir my die geld in te betaal dan? Maak ek dit reg as ek terug is. Natuurlik my kind. Hoeveel moet hy inbetaal? So R500 asseblief ma. Sê vir pa dankie, ek is jammer ek doen hom nie ongerief aan. Jeannie. Hoe gaan dit daar? Ek bedoel met jou en Hardes.
Nee, goed, dankie ma. Hy het 'n pos gekry by die hoërskool. Latyn vir matriek, ons is baie opgewonde. Jenny, is alles pluis, jong? Ja, dankie ma. Ons sien julle môre middag. Totsiens. Hallo, jy's vroeg. Ag wat ek het die vergaderings van kort gedoen. Hoe lyk jy dan nou vandag so bek af? Ag, is weer Jenny. Is alweer geld skalk. Ons moet daai kinders met praat, daar's moeilikheid. Nou was moeilikheid van die eerste dag af wat hulle ontmoet het. Skalk het help nou nie, ons sluit langer ons oë nie. Jenny en Hardus is nie gelukkig nie. Ek weet nie wat om daaromtrent te doen. Maar wat kan jy daaromtrent doen? Jy weet wat my houding is. As twee mense ongelukkig is, moet hulle skei en klaar kry. Wanneer laas jy van Dion gehoor? Ah, meer as 2 maande gelede. Jy weet, Skalk, ons het dalk 'n fout gemaak met die kind. Hy maak 'n sukses van sy lewe. Hy's 'n goeie verkoopsman. Ja, dan is ek bly om dit te hoor, maar ek het dan meer verwag van my kinders dat hy die verstand hy kom baie ver gevorder het in die universiteit. Soos dan later gaan. Ja, soos dan. Dion voel dat jy dan voortrek, Skallie. Nou, maar hoe kan ek hom voortrek? Ek het hom 2 jaar laas gesien. Ja, maar Dion voel jy hou van Daan en jy hou nie van hom nie. Het julle al iets van Daan gehoor? Nee, maar ons praat sommer net oor hom. Sal seker ook niks van hom hoor nie, hy het mos nie erg aan ons. Wel, ek het van hom gehoor. Maar is omdat ek vir hom skryf en vir hom wys dat ek van hom hou. En wanneer het dit alles gebeur? Laas week nog weer. En ma sê ons niks nie. Natuurlik sê ek vir jou niks nie, Skalk. Want net nou storm jy weer in 'n situasie in en jy bevoeter alles. Ek kan dit byna nie glo nie. En wat sê hy nogal? Niks besonders nie. Maar dit gaan goed met hom. Steek maar iets vir ons weg. Nee, ek steek nie vir julle iets weg nie. Ek skryf vir hom my nuus en hy skryf vir my sy nuus. Is dit nou 'n misdaad? En ma weet hoe Skalk oor Daan later gaan voel, maar verwerdig maar nie om vir hom te sê wat aan die gang is. Nee, ek verwerdig my nie. As Skalk dan sodanig voel, dan kan hy vir Brandstok maar pen en papier optel en skryf. Ek het dit probeer en hy het nie eers my brief beantwoord nie. Wel, dis jou probleem. Jy weet, baie keer voel dit vir my asof ons hele gesin uitmekaar uitspat. Jenny vermy ons omdat sy skaam is oor haar huwelikssituasie. Dion sit nie sy voete hier nie en Bani is in die koshuis. Skalk, ek dink ons moet iets daadwerkliks doen om almal weer bymekaar te kry. Uit hulle eie uit sal hulle nie kom. En maar hoekom nooi julle nie om Sondag hier te kom braai nie? Kom nooi jy hulle nie. Sal soveel meer gewig hê as jy vra. Dan ook. Ja, dan hoekom nie? You're watching Cul-de-sac. Hallo Mario, is Daan bezig? Ik kan wel zien dat ze die patiënten wachten. Ik wil niet een minuut met hom gesels. Die dokter is bezig. Luister, sê jy net vir hom ek is hier. Laat hom self besluit. Dokter Mary Einhaber is hier om je te zien. Goed, ek sal haar sien. Die dokter sê jy moet wag as sy jou net nou sien. Ek het nie tyd nie. Sê vir hom met my bel. As hy lus het. Ekskuus meneer. Ek is Visser, ek het 'n afspraak met dokter O ja, Watergang. dis reg, u is volgende. Was jy al van tevore hier? Nee, dis die eerste keer. Sal jy hierdie vorm dan verlaat? Seker, dankie. Meneer Visser, Dan. Dit was 'n lang 2 jaar. sit. Sit asseblief. Hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Ek bly maar besig. Maak geld uit die griep uit. Ons hoor niks van jou nie, Dan. Waarmee kan ek help? Nee, ek maak hier nie eens iets nie, Dan. Maar ek het geweet, as ek jou bel, dan gaan jy verskonings maak. Toe maak ek maar 'n afspraak. Ek mis jou, Dan.
Hoekom ontwyk jy ons dan? Ons is tog nie vreemdelinge van mekaar nie. Jy kan darm so nou en dan daar by ons inloer. Ons gaan nie eise aan jou stel, jy weet dit tog. Ek is toevallig jou kind, meneer Visser. Ek weet dit beteken baie vir jou, maar kom ek wees eerlik met jou. Jy sal vir my nooit regtig soos 'n pa voel nie. Ek het 'n pa gehad. Hy was nie my eie bloedpa nie, maar vir my was hy my pa. En hy sal dit altyd bly. Ek weet dit. Ek wil nie vir jou pa probeer. Jy wag. Geef my 'n kans om klaar te praat. Ek het vrede met jou, meneer Visser. Daar was 'n tyd toe ek jou verkwalik het, maar dis verby. Ek het my lewe en jy het joune. Jy het jou familie en ek sal nooit werklik deel van hulle wees nie. Hoe gaan dit met almal? Ja, dit gaan goed. Jenny? Hoe gaan dit met haar en Hardes? Ouma het seker vir jou gesê, dit gaan nie goed nie. Hulle moes nooit getrou het nie. Maar hulle het? Ja, hulle het. En ek wil net dit sê. Jenny sal vasbyt wat ook al gebeur. Dis soos ek haar ken. Sy glo vas. Rolientjie is Hardes se kind en sy het die reg op 'n pa. Dis Jenny se eie lewe, sy moet homself uitwerk. Die wêreld werk nooit uit soos wat 'n mens wil hê hy moet nie. En met Dion, dit gaan maar nog soos altyd. Hy is mos nou 'n mediese verteenwoordiger. Ek hoor so ja. Hy het nog nooit by my uitgekom nie. Hy sal seker nog by jou eendag uitkom. Dan. Ek het gekom om jou te nooi om Sondag by ons te kom braai. Jy kan niemand saambring. Dis ouma se verjaardag, die hele familie se laat wees. Nee, dankie meneer Visser. Ek dink nie ek is regtig deel van jou familie nie. Miskien meer as wat jy dink. Nee. Asseblief dan. Ek is nie hardkoppig nie, meneer Visser. Ek het 'n baie goeie rede hoekom ek die Sondag daar wil wees nie. Ek gaan dit nou met jou bespreek nie. Dis is die storie wat Bani gesê het van jy en Jenny waar. Ek weet nie wat Bani vir jou vertel het en ek stel ook nie belang nie. Kyk, ek het 'n kom pasiënt wat vir my wag. Verskoon my asseblief. Jy doen haar nie, jy is 'n guns nie, weet jy. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Kyk dan. Solank Jenny weet jy's in die agtergrond, so lank sal haar huwelik ongelukkig wees. Ek hoop nie jy gee haar rede om te hoop nie. Hey, Wat dink jy doen jy? ek soek jou. My naam is Stoffel Rademeier. Ek gaan jou nou al 'n maand. Ek like jou. Ekskuus? Ek sê ek like jou. Ek het besluit ek gaan met jou trou en nou kom stel ek myself aan jou voor. Dink jy nie is 'n bietjie verbaasd nie, maar ek ken jou van geen kant af nie. Maar ek ken alles van jou af. Jou naam, jou adres, jou kursus, jou ouderdom, jou verjaarsdag, alles. Die toetie. Kom ek koop vir jou 'n koek. Dan vertel ek jou alles van myself voordat jy my aan jou ouers gaan voorstel. Weet jy, is die windgatste ou wat ek nog ontmoet het. Nee, ek weet wat ek wil hê, Bani Visser. So kom ons hou op om tyd te mors. Ons leer mekaar ken. Toe wat sê jy? Nie dankie, ek het nou klas. Jy het nie klas nie. Ek ken jou rooster uit my kop uit. Luister hier, Stoffel, wie ook al. Rademeier. Kry net een ding in jou kop. Stoffel Rademeier. Ek gaan nie nou saam met jou koud drink nie. Nie nou nie, nie môre nie, nooit nie. Nooit is 'n lang tyd, Barabbas. Watch my. Ek het nie einde nie. Hey Julius. Oh, Dion, kom drink het op. Is laat. Wie is hier nou? Blaf. Ramen? Double scotch and water zonder een refill hier ook. Ik maak jou offer en je komt nog laat ook. Wat so offer het jy my gemaak? Dat ek nie. Seker net vergeet. Ek het 'n groot skiem vir sy. Groot skiem. Ek en jy gaan geld pluk soos bere op wel. Hoe is dit skiem is? Stel. Hoeveel dokters ken jy? Toe sê my, hoeveel ken jy? Wel, ek ken soveel as die telefoonboek is. Hoeveel ken jy wat hulle eie dispensaries het? Sommige in Pretoria. Wel, ek ken baie. En hoekom dink jy? Hoekom sal 'n dokter medisyne verkoop as 'n apteek net om die hoek is? Vir geld, Billy. En ons baie geld in medisyne. Baie. So, wel, is maar oor geld. So is die skiem. Ons company
gaan volgende maand met 'n nuwe skema kom. Groot afslag vir groot bestellings. Nou Romy praat van 1 vir 1. Met ander woorde, jy koop een ding, jy kry een verniet. Die eerste bottel pille koop jy, die volgende een kry jy verniet. Ja, maar luister, hoe maak ons se geld uit? Dis hoekom ek jou gevra het. Hoeveel dokters ken jy wat dispens? Want sê nou, ons kry 10 dokters, wat elkeen 10.000 stoot, dis die 100.000. Dan vat ons die geld, ek en jy, en ons koop op die 1-for-1 van Jackson & Faber. Ons voorsien aan die dokters teen 30% afslag. Dit beteken Valley Blue. Ons maak vir onsself op elke orde 'n koele 20.000 elk. Kom ons wandel jou vlek, kom ons gaan selfs. 1000 Julius. Dis hier een wettig. Sal ek jou niets inpraat wat onwettig is? Is jy mal? Dis agentskap. Dis wat het is. Kom ons waai. Hoi. Ek kom ons vir Julius speak over, hy het net gou 'n dop kom drink. Ons het al ontmoet. Wat drink jy? Enigiets, mainline en coke, enigiets. Net een vir die pad. So, wat sê jy? Ek weet nie, Julius. Die ding is, ek werk maar nou 8 maande vir Jackson & Faber. Ek wil nie 'n ding doen wat my job gaan kos nie. Luister, ek en jy gaan 'n maatskappy stig. Ek het 'n prokureurspel wat dit vir ons sal doen. Dit gaan ons so R500 kos. En dan sal al die besigheid deur ons maatskappy gedoen word. So hoe kan Jackson & Faber dit uitvind? Sê my dit. Is dit 'n deal? OK. Dis 'n deal. Reg. So ek dink jy moet met jou dokterspelle gaan praat. Jy's 'n super salesman, Dion. En as jy nie die skien kan verkoop nie, dan kan niemand nie. You're watching Cul-de-sac. Okay. So gaan jy dit nou doen? Nee, dis 'n goeie skema, dis al waar. Ek weet nie, klink vir my net so effens onder die belt. Luister, was onder die bel daar. Enige besigheid in die wêreld begin so. Jy werk vir 'n maatskappy. Jy leer ken sy kliënte en dan rokkel jy hulle af. Dis soos dit werk. Ek weet nie, ek vertrou nie aan Julius Bekover nie. Julius is skerp, dis al. Hy sien kans en hy vat hom. Okay, waar gaan jy begin? Ek gee jou 10 raaie. Luister. My papi neig my nou al vir 2 jaar om vriende te maak met Daan laat gaan. Miskien is dit nou die regte geleentheid. As jy vriende maak met Daan laat gaan, kan jy maar vir my toetsiens sê. Ek gaan nie gek van myself laat maak met hierdie situasie nie. Waarvan praat jy? Jy weet presies waarvan ek praat en jy weet presies hoe ek oor die man voel. Hy gaan besigheid doen met hom, dis al net besigheid. Ek weet dit doen jy besigheid. Jy nooi jou kontak te huis toe en jy hou vir hulle parties. Maar ek sê nou vir jou, as Daan laat gaan by die voordeur instap, stap ek uit. Luister, skat lam. In die eerste plek, ek is nie stupid nie. In die tweede plek, moet nie maak of jy met my getroud is nie wat jy is nie. O, maar ek's goed genoeg om by jou te bly, nie? Vader, hoekom beklein ons in elk geval? Ek gaan nie vir Daan laat gaan in jou lewe inbring en dis 'n feit. Ek het net 'n grappie oor hom gemaak, man. Wel, ek vind niks waarby Daan laat te gaan betrokke is snaaks en jy behoort dit te weet. Okay. Hier is my skaap. Meneer. Okay. Luister, my pa het gevra of ons nie sonnig wil oorkom nie, by ouma van jou. En? Annette het ontsettend mooi gevra, ek kan nie nee sê nie. Wel, ek gaan nie saam nie. Wel, hy het spesifiek gevra dat jy moet saamkom. Ag, moenie vir my lieg nie, man. Ek weet jou ouers kan my nie verdra nie. Is nie nodig om van hulle te hou nie. Dit is 'n spesiale geleentheid vir hulle en hulle wil graag eens maar daar wees. Jy vergeet een ding. My ouma is die een met die groot geld in haar familie. Ons kan sonder haar geld klaarkom. Ja, ons kan. Maar ek wil nie. So jy kan by die huisplek, jy wil ek gaan. Gaan.
Hallo jong. Hallo man. Hallo. Hallo oupa, so ou klein dingetjie. Hallo man. Ardus, wil jy nie so lank vir ons die champagne gaan haal? Goed, pa. Ek hoor dit gaan goed by die werk, Dion. Ja, wat gaan aan? Dion, jy weet, ek weet nie hoekom het ek en jy in die verlede so baie keer haaks geraak het. Jou ma sê vir my dit was baie keer my fout. Nou goed, ek aanvaar dit so. Ek het eise teen jou gestel waarteen jy heeltemal gekant was. Maar dis nou verby. Jy het jou lewe gekies en is jou goeie reg. Maar daar is een punt wat ek baie duidelik onder jou aandag wil bring. 'n Saakie wat wil opklaar tussen ek en jy. Jy dink ek verkies Daan Lade gaan bo jou. Dis nie so nie. Hy is my seun, Dion. En ek kan hom nie misken nie. Maar ek wil hê jy moet weet, jy is ook my seun. En ek voel baie sterk oor jou. Dankie, pa. Is Bonnie se nuwe boyfriend? Ma, pa, dis Stoffel Rademeier. Aangename kennis. Hallo Stoffel. My broer Dion, Aangenaam, Dion. my sussie Jeannie, ouma en Hardus Jeannie se man. Hallo. Ons het gedink daar is 'n goeie rede hoekom jy so laat is. Stoffel hou swaar. Dis 'n groot dag. Kom kry vir jou 'n drankie. Hardus. Skink daar dat ons kan drink op ouma se verjaardag. Ouma, Baie dankie my kind. heb ouma dag pragtig. Moeder, dit gebeur nie aldag dat ons soos 'n familie deesdae by mekaar is. En ek dink dis gepas om 'n paar woorde op hierdie groot dag in moeder se lewe te sê. Moeder bly nou al byna 10 jaar by ons hier in die huis. En ek moet sê, dit was vir ons almal 'n baie gelukkige 10 jaar. Ek hoop soms in stilte dat ek ook partykeer so 'n goeie seun was, soos wat ma vir ons 'n moeder was. Dis van ons almal baie geluk. Skalk, Elaine, kinders. Ouma's nie eintlik een vir toesprake nie, julle ken my almal. Maar vandag sê ek vir julle baie hartlik dank vir al die liefde en die goedheid deur die jare. Ek is net vandag so hartseer dat my ander ou seentjie Dani later gaan nie hier is nie. Miskien beteken hy nie vir julle veel nie. Maar ek weet, julle pa en ek het 'n spesiale sagte plekkie vir hom in ons hart. Hy is stief behandel deur die lewe. En as die liewe Here my spaar, is dit die een saak wat ek in my lewenstyd graag wil regstel. Maar as dit die Here se wil is dat dit nie in my lewenstyd geskied nie, dan sal ek sorg dat dit na die tyd gebeur. Baie dankie dat julle almal hier is. Ouma sal dit nie vergeet nie. Cheers, ouma. Ek hoop ouma liewe nog 70 jaar. Baie dankie my kind. Cheers. Cheers. Ouma, beteken dit nou dat ouma en ouma se testament gaan regmaak dat ons familie verkeerd gedoen het aan Daan? Ja my kind. Dis presies wat ek probeer sê het.